Goeiemôre broers en susters, baie welkom vanmôre hier. Het is lekker om almal van hier te sien. Ons begin nou so aan die einde van die jaar ingaan. Ek weet baie van die skole, en die laerskole en die hoërskole is klaar eksamen geskryf. 'n Klompie van die matrieks is klaar geskryf, 'n klompie van die matrieks maak hierdie week wat kom klaar. Mens kan amper nie dink dat 'n jaar so vinnig kan verbygaan nie. Dit voel soos nou die dag wat ons hier gesit het en ons oujaarsaanddiens gehou het en ons nuwe jaar ingegaan het. En broers en susters, hier staan ons op die einde van 2025 en Kersfees is ook om die draai. En mens kan amper nie dink hoe vinnig tyd verbygaan nie. Toe ons vanoggend Little Drummer Boy sing, joh, toe het my hart sommer so, die tema vanaand is chocolates geklop. En ek onthou nog die eerste keer toe ek Pentatonix, ek weet nie wie van die ken Pentatonix nie, hulle is 'n a cappella groep, toe ek gehoor het hoe hulle ook Little Drummer Boy sing. En ek onthou hoe dit my hart aangeraak het. En die vraag wat gevra word in die lied, wat sal ek bring? Klein seentjie wat in die oorlogtyd daai dromme speel vir die ritme van die masseer. En dan vra hy, Jesus Here, U gee U lewe vir my, wat sal ek teruggee? En ons preek gaan vanmôre oor jou hart, want dis wat Jesus wil hê. Jesus wil hê, ons moet vanmôre kom en ons hart gee. Ons is in die aanloop van Kersfees, ons is op pad na daardie geboortedag toe. En ek wil vra as voorbereiding vanmôre, dink vanmôre wat jy vir die Here wil bring. Want hy wil een ding hê, en hy wil jou hart hê. Terwyl ons so sit, kom ons raak vir 'n oomblik stil. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Here, ons kom bid vanmôre in U teenwoordigheid, ons medebroers en susters en organisasies aan U toe. Here, ons wil vanmôre ons gebede kom oprig en soos U ons rots en ons anker is, wil ons bid vir ons medebroers en susters wat siek is vanmôre en deur moeilike tye gaan. Ons bid vanmôre vir Bergprag Versorgingseenheid, Sonskyn Diensentrum, Charlottron Kinderhuis, Saleleni Pathways, Kinder- en Gesinsorg. Here, ons dink aan Pieter Swarts, Gert Slabbert, Alida Venter, Jan Gous, Christian Klopper, Nicolaas Rotman, Hannetjie Heidenrich, Cecile van Sail, Alwyn van der Merwe, Karel Kok, Lucille Visser, Janie Kleinhans, Hendrika Odendaal, Louise Fourie, Andries van der Walt, Martie Jordaan, ons dink aan Tannie Louise van der Berg, en Here, dan dink ons ook vanmôre in besonder aan die Fourie familie, met die afsterwe van Tannie Janine. Here, ons kom nou en vra, wees ons rots, beskerm ons as U gemeente, en Here, vertroos ons waar ons seer het. Amen. Die Here groet U vanmôre en sê vir u genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons begin met 'n mooi lied vanoggend. Een van my gunsteling liedere is lied 334, God is liefde, juig ons harte, en ons sing daarvan vers 1, vers 2 en vers 3. Terwyl ons staan, lied 334, vers 1, 2 en 4. Oh
In aansluiting by ons preek vanmôre, wat gaan oor ons hart, wil ek graag die wet lees uit Markus hoofstuk 12 uit, en dit is van vers 28 af. Ek ken die gedeelte baie goed. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die grootste gebod in die wet?" En dan sê Jesus die volgende vir hom sê. Hy sê: "Die eerste is: Luister Israel. Die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart." Ons gaan vanmôre kyk na die hart van die mens. Hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede gebod wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as hierdie twee nie. Ek wil hê daar waar jy sit vanmôre, om vir 'n paar oomblikke net hierdie woorde te oordink. Wat beteken dit vir u vanmôre? U ken hierdie gebod van kindsbeen af. Ek wil vanmôre vra, wat beteken dit as die Here vanmôre sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart? En dan wil ek vra, dink vir 'n oomblik, het jy hom lief met jou hele hart? Vul hy vanmôre jou hele hart? Of is daar dalk ander begeertes en ander dinge wat in jou hart leef, wat maak dat jy nie die Here vanmôre met jou hele hart kan dien nie? Ek gaan nou 'n paar oomblikke gee van stilte, en ek wil vra dat jy vanmôre diep en self sal ondersoek doen in die teenwoordigheid van God. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. 'n Paar oomblikke van stilte. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal kry. Amen. Terwyl ons so sit, lied 280, kom ons sing daarvan die derde vers. Lied 280, die derde vers. Jy kan die Bybels oopmaak by ons teksgedeelte vanmôre uit die boek Nehemia uit. Nehemia hoofstuk 13 vanaf vers 4 en in my Bybel is dit op bladsy 525. Nehemia hoofstuk 13 en ons gaan saam lees vanaf vers 4. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons dankie dat ons vanmôre met vreugde kan stil word in die huis. Here, dat ons hier in hierdie kerk vanmôre saam met medegelowiges kan stil word en voor die woord kom buig. Dankie Here vir elke stukkie genade in ons lewe. Dankie vir elke stukkie mooi. Dankie vir elke stukkie liefde. Here, ons aanvaar baie keer die lewe en dit wat rondom ons gebeur en met ons gebeur as soos vanselfsprekend. Maar Here, ons kan vanmôre net vir 'n oomblik stil word en U hand in alles sien. Die asem wat ek inasem, die hart wat in my klop. Ja Here, elke stukkie genade kom van U af en ons wil aan U vanmôre al die lof en al die eer en al die heerlikheid bring. En Here, om dit te kan doen, wil ons vanmôre ons harte na U toe bring. Ons wil ons harte vir U kom gee om eers te sê, Here, ondersoek my hart. Here, kom vanmôre en kyk diep in my hart in.
Here, U is reeds daar, maar ons wil vanmôre selfs dit wat ons vir U probeer wegsteek en daardie dele van ons hart wat ons probeer toesluit vir U, wil ons kom oopmaak, Here, en kom vra, ondersoek my hart, sodat, Here, my hart aan U kan behoort. Here, sodat U woord in my hart kan inkom. Heilige Gees, dat U my hele hart kan oorneem en dat my hart vir U kan klop. Ons het 'n maand oor, Here Jesus, dan vier ons Kersfees. En ons wil voorbereid wees. Here, ons wil met rein harte in hierdie Kerstyd ingaan. Maar ons wil met ware, rein en toegespitste en gefokuste harte ons lewe op U leef. En daarom vra ons, maak skoon ons hart. Jaag weg dit wat nie daar hoort nie. Gooi uit, Here, wat nie plek het in ons harte nie. En Here, kom woon U in ons harte. Vul dit met U. In Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre in Nehemia hoofstuk 13 vanaf vers 4. Broers en susters, ek het in die voorbereiding en ook hierdie week by die Bybelskole agtergekom wat die boek Nehemia is. Elke keer as ek dink, ons het nou klaar oor Nehemia gepreek, dan is daar net 'n nuwe teksgedeelte. En vanmôre se gedeelte uit Nehemia pas vir my soos 'n handskoen in die laaste maand voor Kersfees. Hierdie hoofstuk wat ons vanmôre lees, of hierdie paar verse, gee ons die kans om ons harte te ondersoek in die nader beweeg aan Kersfees. Kersfees is altyd 'n lekker tyd wat ons fees vier. Ons is baie emosioneel en ons voel baie naby aan die Here. Maar dis ook nou tyd om ondersoek in te stel. Dis nou tyd om spring cleaning van jou hart te doen. Om so 'n bietjie in jou hart in te delf. Baie keer pak ons nou kaste uit en ons haal kersbome uit en ons maak reg. Maar nou is ook tyd om jou hart voor te berei vir die koms van Jesus Christus. En vanoggend is een van daai preke waar ek vir die Here wil vra om langs jou te kom sit vanoggend. Baie persoonlik, baie privaat en baie direk. Dat hy ernstig met jou sal praat en met my en vir jou sal vra, behoort jou hart aan my? Nie net 'n stukkie van jou hart nie. Behoort jou hele hart aan my? Ek lees graag Nehemia hoofstuk 13 vanaf vers 4. Tevore het die priester Eljasib, wat in beheer van die opslagplek by die huis van God en die familie van Tobia was, het vir Tobia 'n groot kamer ingerig wat tevore gebruik was vir die graanoffer, die wierookoffer, die offergereedskap, die tiendes van koring, wyn en olie, die aandeel van die leviete, die sangers en die poortwagte en die offergawe vir die priesters. Nou net vir 'n oomblik tot daar. Jy sal onthou die hele verhaal van Nehemia. Die Israeliete is weggevoer in ballingskap, hulle is in Babelonie, en dan kom Esra terug en hy herbou die tempel, en dan 13 jaar later kom Nehemia en hy herbou die muur rondom Jerusalem in 52 dae, 'n massiewe wonderwerk. En nadat hulle dit gedoen het, rig Nehemia nou die tempel in. En nou praat hy van die voorraadkamer van die tempel. Nou die voorraadkamer van die tempel was 'n ongelooflike belangrike plek in die tempel. Dit is waar ons nou gelees het waar die graanoffers, die wierookoffers, die offergawes en die offergereedskap gebeere is, juis om in die tempel te gebruik, vir die tempeldiens. En nou lees ons, Eljasib was die hoofpriester. Hy moes kyk dat hierdie goed gebeur. En Nehemia gaan terug, ons gaan nou lees Babelonie toe, en net toe Nehemia terug is, wat doen Eljasib? Hy haal al hierdie goed uit die voorraadkamer uit die tempel uit. Ons weet nie waar hy het gestoor nie, heel moontlik sommer net aan een kant neergegooi. Hierdie offers aan God haal hy uit die hart van die tempel uit. En hy maak daai tempelkamer 'n kamer vir Tobia. Ons gaan nou kyk na wie Tobia is. Tobia was 'n opperse skurk in plain Afrikaans. Maar dis wat ons nou hier lees. As ons lees van al hierdie goed wat uitgehaal is, gaan dit oor Eljasib, die hoofpriester, wat die voorraadkamer van die tempel leegmaak en 'n luukse kamer inrig. Ek dink amper dit is soos 'n strandhuis in Clifton. Die duurste eiendom in Suid-Afrika en in die wêreld amper. Dis die eiendom
wat Eljasib hier vir Tobia inrig in die tempel. OK. En dan lees ons daar verder in vers 6. Nehemia is aan die woord. Hy sê: Ek was op hierdie stadium nie in Jerusalem toe dit alles gebeur het nie. Want in die 32ste regeringjaar van koning Artasasta van Babel is ek terug na die koning toe. Ek kon eers met van verloop van tyd van die koning verlof vra en na Jerusalem toe terugkom. Toe ek uitvind wat 'n verkeerde ding Eljasib gedoen het deur vir Tobia 'n kamer in die voorhof van die tempel in te rig, was ek baie kwaad. Ek het al Tobia se huisraad uit die kamer gegooi en opdrag gegee dat die kamer gereinig moet word. Daarna het ek die goed wat in die tempel gebruik is en die graanoffer en die wierook daar teruggesit. Ons skriflesing vanmôre sover en ons tema vanmôre is baby chocolates. Nou ek wil vanoggend se tema lied vir die speel. Jy weet ons 'n sepie het altyd 'n tema lied. Ek weet altyd toe ons kinders was, as ook nie snork nie begin het, dan het ook die snork nie 'n tema lied gehad. En maak nie saak waar jy in die huis was nie, jy hoor hierdie tema lied en ek wil vanoggend so 20 sekondes ons tema lied van die preek vanmôre vir die speel. Baby, like you should see this. My heart got chocolates as she none baby, baby chocolates. Ek dink almal van julle ken hierdie liedjie van Gerard Stein. 'n Paar jaar terug was dit die liedjie gewees om te luister. Dit was die liedjie gewees wat almal gesing het en ons het almal hierdie uitdrukking gehad, my hart klop chocolates. Ek weet nie of onthou jy dit nie. Dis nou al so 'n bietjie verby, maar vanoggend se tema van die preek is baby chocolates. Nou want wat hierdie uitdrukking beteken, as ek sê my hart klop chocolates, dan praat dit oor daardie goed in my lewe wat my hart laat vinniger klop. Dit praat oor daardie goed en daardie mense in my lewe wat my hart so bietjie warmer maak as ek aan hulle dink. Nou, almal van ons ken daai gevoel wanneer jou hart chocolates klop, veral oor iemand. Want as hy iemand in jou lewe inkom, onthou nou baie jare terug vir ons wat al oud getroud is, toe jy die eerste keer werklik verlief geraak het, hoe jou hart chocolates geklop het. Jy kan nie ophou om aan daardie persoon te dink nie. Alwaaraan jy dink is net aan daardie persoon. Jy kan nie wag om vanaand by hom of haar te wees nie. Jy kan nie wag om of haar te sien nie. Jy kan nie wag dat hulle bel nie. Dis wat dit beteken dat jou hart chocolates klop. En dis die tema van ons preek vanmôre. En ek wil 'n doeteenvoudige vraag vra vanmôre, eenvoudig in Afrikaans. Klop jou hart nog chocolates wanneer jy aan Jesus dink? Maak Jesus, broers en susters, jou nog so opgewonde dat wanneer jy aan hom dink, wanneer jy die Bybel vat in die oggend of in die aand en wanneer jy hier kom sit, dat hy jou hart heeltemal oorneem en dat jou hart chocolates klop vir Jesus. Maar dit voel vir my baie keer asof ons so 'n bietjie stoom verloor hier na die einde van die jaar toe. Dit voel baie keer vir my asof ons so 'n bietjie begin stoom verloor wanneer ons so na die einde van die jaar toe beleef. En hoe ouer 'n mens ook word, en ek wil vanmôre vir jou vra, klop jou hart nog chocolates vir Jesus? Ons het 'n ou gesegde wat sê, dit waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. En ek wil dit vanmôre so 'n bietjie verander. Ek dink dit waarvan die hart van vol is, loop ons gedagtes, ons woorde, ons denke en ons begeertes van oor. Ek dink dit wat ons harte klop, dit sien ons in ons lewens en sien ons in ons denke en sien ons in ons begeertes. En dis waarom ek vanmôre hierdie gedeelte met u wil deel. Dis hoekom ek vanmôre met u wil praat oor die tempel en die voorraadkamer in die tempel. Want ek wil vanmôre die voorraadkamer in die tempel en die tempel in Jerusalem van toepassing maak op jou hart.
Want in 1 Korintiërs 3 vers 16 staan daar, weet jy nie dat jy die tempel van God is nie? Weet jy nie dat jou hart die tempel van die Here is nie? Dit is waar hy bly, dit is waar jy heilig is, dit is waar alles in jou voortkom. En as jou voorraadkamer vanmôre gekontamineer is, dan gaan jou hart nie meer chocolates klop vir Jesus nie. As jy vanmôre hier sit en ek vra vir jou die vraag, klop jou hart nog chocolates vir Jesus? En jy sê vir my, Jesus Rian, ek weet nie. Ons het tyd dat ons 'n ondersoek doen. Ons het vanmôre tyd vir diagnose. Dan is dit vanmôre nodig dat ons na die hartdokter toe gaan van alle hartdokters, en dit is Jesus Christus. En ons gaan dit doen aan die hand van die boek Nehemia. Want jy sien, baie keer gebeur dit stadig en ongemerk dat dinge in ons hart inkom wat nie daar hoort nie. Baie keer gebeur dit stadig, broers en susters, en ons merk dit nie op nie, dat dinge in ons hart inkom, amper so ongesiens soos Tobia, wat hier in die voorraadkamer van die tempel intrek inneem. Jy weet, baie keer geloofsagteruitgaan en geloofsverval in ons lewe gebeur nie oor groot sondes waarin ons onsself bevind nie. Dit gebeur baie kere met klein treetjies van kompromie wat ons in ons lewe aangaan. Klein kompromie wat ons aangaan, wat hierdie Tobias in die voorraadkamer van ons hart toelaat, wat Tobias in die voorraadkamer van die tempel van ons lewe toelaat. Klein deurtjies wat ons oopmaak vir sonde in ons lewe, plekke waarheen ons gaan waar ons nie moet wees nie. Gesprekke waaraan ons deelneem wat ons nooit van deel moet wees nie. Websites wat ons besoek. Chats op Instagram of op Facebook. Dit is hoe hierdie Tobias in ons hart inkom. Dis wanneer ons daai klein deurtjies in ons lewe oopmaak vir sonde en vir gewoontes. Dis wanneer daai klein stemmetjie vir jou in jou kop so saggies begin sê, ag man, dis nie so erg. Almal doen dit. Dit is waarna ons vanmôre kyk. En Esegiel kom die Here en hy sê, ek wil julle klip van hart, julle hart van klip uithaal en vir julle 'n hart van vlees gee. Hy sê, ek wil hierdie Tobia uit jou hart uithaal en vir jou 'n hart gee wat klop. Chocolates vir Christus. Wat jy sien, die tempel in die Bybelse tyd, in Nehemia se tyd, het 'n ongelooflike belangrike rol gespeel vir die Israeliete. Vir die gelowiges was hierdie tempel die belangrikste plek van hulle dag en van hulle week. En daarom is ons harte vir ons so belangrik. Weet jy nie dat jou liggaam, jou hart 'n tempel is van die Here? Nou, waarom was die tempel vir die volk Israel belangrik? In die eerste plek was dit hulle aanbiddingsplek. Dit is waarheen hulle gegaan het baie keer elke dag om die Here te gaan aanbid, om lof aan die Here te bring, om te sê, Here, die feit dat ek kan inasem is 'n genade aan U. Wanneer jy 'n plek het om te aanbid, dis waar jy gaan kniel en sê, aan U gee ek beheer oor in my lewe. Dit was die tempel. Tweedens was die tempel die plek waar die altaar gestaan het. Nou, jy moet gaan lees in Deuteronomium, lees ons hierdie interessante ding waar God sê, die vuur op die altaar moet altyd bly brand. 24 ure 'n dag, 365 dae van die jaar. Later kom Nehemia en hy tref die reëlings oor wie die hout moet bring. Maar 24 uur moet die altaar brand, want dit simboliseer die teenwoordigheid van God. Dis waarvoor die tempel belangrik is. Dis waarom die vuur moet brand. Dis waarom die vuur in ons harte moet brand, want dit is die teenwoordigheid van God. Dan derdens, in die tempel het die wierook gebrand. Nou, ek weet nie, is 'n persoonlike smaak, ek hou nie van die reuk van wierook nie. Maar in die tempel het daar altyd wierook gebrand. En die rede is, wierook was die simbool van gebede. God sê, julle gebede wat opvaar na my toe, soos die wierook. En daarom moes daar wierook wees in die tempel. Dis waar offers gebring is. Dankie Here, dat U my mildelik seën. Ek bring my offer na U toe, Here.
Nie as 'n las nie, maar Here, dit is die plek waar ek kom dankie sê vir elke stukkie genade in my lewe. En dan was die tempel 'n plek van reiniging. Waar hulle kom sê, Here, ek het geval. Here, ek het 'n stupid ding gedoen in my lewe. Kom was my skoon. Daarom was die tempel so belangrik vir die Israeliete, vir hierdie Jode. Dis waarom jou hart vir jou belangrik is. Want dis jou aanbiddingsplek. Dis jou altaar waar die vuur vir God brand of doodgaan. Dit is waar die wierook jou gebede begin. Dit is waar jy die offer van dankbaarheid aan die Here bring. En dis waar jy reinig. Maar soms gebeur dit, broers en susters, soos ons gesê het, stadig, ongemerk, dat dinge in ons hart inkom, wat nie daar hoort nie. Kom ons kyk daarna. Hoe maklik dit baie keer gebeur. Kom ons kyk in Nehemia 13, hoe maklik het gebeur dat hierdie dinge in ons hart inkom, hoe ongesiens iemand soos Tobia in ons hart inkom, en Tobia is vanmôre so 'n bietjie iets wat van 'n metafoor. Tobia is die metafoor van wraakgedagtes, jaloesie, gierigheid, pornografie, skinder, negativiteit oor alles in die lewe en oor jouself. En so kan ons Tobia die metafoor maak van 'n klomp dinge wat in ons hart ingaan. Maar kom ons kyk, wie is hierdie Tobia? Wie was hierdie Tobia wat in die voorraadkamer van die tempel gaan bly? Nou die eerste belangrike ding moet ons weet is, Tobia was 'n Ammoniet gewees. Nou dis baie belangrik om te weet wat 'n Ammoniet was. Baie jare terug was die Ammoniete deel van die nageslag van Lot. En jy ken nou die hele verhaal van Sodom en Gomorra en Lot se vrou ensovoorts, maar daarvan af het 'n geweldige breek gekom tussen die Israeliete, die Jode en die Ammoniete. Hulle het mekaar gehaat, veral van die Ammoniete se kant af. En dan lees ons in Deuteronomium 23, sê die Here God 'n baie belangrike ding. Hy gee 'n opdrag aan die Israeliete. Hy sê, geen Ammoniet mag ooit, selfs in die 10de geslag, deel word van die tempel nie. Nooit. Opdrag van God, Deuteronomium 23. En dan sê die Here, daar's 3 redes. Dis nie sommer net random nie. Die Here sê daar's 3 redes waarom hierdie Ammoniete nooit deel mag wees van die tempel nie. Eerstens, toe hulle uit Egipte uitgetrek het, het hulle geweier om vir hulle water te gee in die woestyn. 2, hulle het geweier om vir hulle kos te gee in die woestyn. En 3, hulle het Biliam gekry om 'n vloek oor hulle uit te spreek. Maar die interessante is, en dis 'n ander storie, elke keer as Biliam 'n vloek wou uitspreek, dan kom maar 'n seën uit sy mond uit vir die volk Israel. Dis hoe God met hom gewerk het. Maar daarom sê die Here, dis 'n opdrag. Geen Ammoniet mag ooit in die tempel inkom nie. Wat gebeur wanneer jy die opdragte van die Here in jou lewe ignoreer? Want dis wat ons hiervan leer. Wat gebeur, broers en susters, wanneer die Here sê byvoorbeeld, jy mag jouself nie aan drank te buite gaan nie? Vat net 'n voorbeeld. As jong man, pas klaar met skool of ek is met vakansie, what happens? Dis 'n Tobia wat ek in my hart inlaat. Daai eerste keer wat ek nuuskierig is op my foon of voor my rekenaar en pornografie kyk. Dis 'n Tobia wat ek in my hart inlaat. Dis 'n opdrag van God wat ek doelbewus ignoreer en toelaat dat dit in die voorraadkamer van my hart inkom. Want onthou, broers en susters, dit wat in jou hart inkom, is jy verantwoordelik vir. Maar let nou die hartseer op hiervan. Wie laat vir Tobia in? Want die vraag is, sal jy so iemand inlaat? Net 'n ander interessante ding van die Ammoniete. Die Ammoniete se god was Molek. Nou die groot ding van Molek is, hy het kinderoffers vereis. Hy het verwag dat jy van jou kinders aan hom moet offer. En dit beteken nie in sy diens stel nie. Die wreedheid. Sal jy so iemand in jou huis toelaat?
Hoekom in jou tempel? Hoekom iets in jou hart toelaat, broers en susters, wat jou gaan vernietig? Maar let op wie laat vir Tobia toe, is Eljasib. Eljasib is die hoofpriester. Nou, die hoofpriester se funksie was, hy was die geestelike leier. Hy was die een wat moes toesien dat die leer en die verkondiging van die Bybel, van die Ou Testament, suiwer geskied. So hy was die geestelike leier. Tweedens moes hy toesien dat die tempel heilig en rein bly. En derdens was hy die een wat moes toesig hou oor die offers. En wat doen hy? Gaan lees dit, die eerste ding wat hy doen. Hy het 'n groot kamer vir Tobia ingerig. En om hierdie kamer in te rig, wat doen hy? Hy haal die graanoffers uit. Die graanoffers is dankbaarheid vir God. Sien broers en susters, wanneer jy ophou redes soek om dankbaar te wees vir God, is jy besig om 'n plek te maak vir Tobia. Wanneer jy nie meer die klein genadetjies in jou lewe raak sien wat God elke dag vir jou gee nie, is jy besig om die graanoffer uit jou hart uit te haal. Ons wil hê die groot gawes moet net na ons toe aangeloop kom. Hier gaan dit oor die graanoffers wat jy raak sien, en as jy nie meer 'n rede vir dankbaarheid oor God elke dag in jou lewe soek nie, is jy besig om hierdie graanoffers uit te haal en plek te maak vir Tobia. Hy het verder gegaan, hy het die wierook uit die tempel uitgehaal. Die aanbidding. Jy moet my mooi hoor vanoggend. He that stops praying, stops obeying. Nou, die wierook was die simbool van gebed. Dis die tweede ding wat Eljasib uithaal. Hy haal die graanoffers uit, hy haal die dankbaarheid uit die hart van die tempel uit. Tweedens haal hy die gebed uit die hart van die tempel uit. Hy doen 'n derde ding, hy gaan aan. Hy sê die wierook uitgehaal, hy het die offergereedskap uitgehaal. Dit waarmee die werk van God gedoen moet word, haal hy uit. Die offergereedskap wat die dade is, ek werk vir God. My hele lewe is toegewy aan God. Ek is 'n instrument vir God. Broers en susters, wanneer jy jou lewe nie meer sien as 'n werktuig vir God nie, dan verloor jy jou purpose, jou doel. Ek en jy is geskape vir die eer van God. En dan gaan hy aan en hy sê, hy het die 10de verwyder, dit wat die 10de van die koring, die wyn, die aandeel vir die leviete ensovoorts. Hy haal die 10de uit. Dit gaan oor die gehoorsaamheid vir God. Die 10de vir die Israeliete wat hulle moes gee vir die tempel, broers en susters, vir die werk van die Here, was 'n opdrag en dit het gesinspeel op die gehoorsaamheid van die volk aan Israel. En as jy die 10de uithaal, dan gee jy jou gehoorsaamheid aan God prys. Dit is wat Eljasib doen. Dit is wat plek maak vir Tobia in die hart. Die plek wat bedoel was in die tempel, waar die werk van God moes begin het, broers en susters, word uitgehol van binne, sodat Tobia daar kan bly. En my vraag is, hoe hol het jou hart geword? Het jy begin om jou hart uit te hol en vol te maak van wêreldse dinge? Klop jou hart nog chocolates vir Jesus? In Openbaring 3 vers 20 staan, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Ken daai beeld van Jesus Christus? Jesus is nie die enigste wat in jou hart se deurklop nie, broers en susters. Die wêreld klop ook aan die deur van jou hart. Tobia klop ook aan die deur van jou hart. Vir wie gaan jy oopmaak? Want onthou, as jy begin om die offers van die Here uit jou hart uit te haal, as jy begin om die wierook, die gebed uit jou hart uit te haal, as jy begin om die dankbaarheid uit te haal, en jy begin om die gehoorsaamheid uit te haal, maak jy nie plek vir God in jou hart nie, jy haal God uit. Dit bring ons by Nehemia. Ek wil begin met 'n aanhaling. Wat gebeur toe Nehemia terugkom? Die aanhaling is die volgende: God
doesn't just forgive sinners. He transforms sinners. God doesn't only forgive sinners, God transforms sinners. As jy in daai geloof leef wat net sê, die Here vergewe my al my sondes, en jy gaan op jou goddeloosheid aan, verstaan jy die wedergeboorte en die bekering van God verkeerd. Want jy sien, wanneer God jou sonde afwas, broers en susters, kom maak hy jou rein en skoon, en hy plaas jou op 'n nuwe pad. Hy vergewe nie net jou sonde nie, hy kom transformeer jou hart en jou lewe. Laat julle lewens verander deur julle denke te vernuwe. Laat julle lewens verander, laat jou hart anders klop. Chocolates klop vir Christus. In Matteus 12 vertel Jesus 'n interessante ding en ons praat min daaroor. Jesus praat en hy sê in daardie gedeelte, wanneer 'n bose gees jou verlaat. Jy ken daai gedeelte. Hy sê, Jesus is besig, hy sê, wanneer 'n bose gees jou verlaat, swerf hy rond en 7 dae later kom hy terug. En as hy sien dat die plek mooi en skoon is, gaan haal hy 7 ander bose geeste erger as hy self en hy kom terug. En jy 7 keer slegter af as voor dit. Dis presies wat gebeur in Nehemia, waaroor hy hier praat. En een van die dinge wat Jesus sê is, wanneer jy 'n sonde in jou lewe het, en jy haal daardie sonde uit, of jy het 'n slegte gewoonte, maar jy vul dit nie met God nie, jy vul dit nie met die Gees nie, jy vul dit nie met sy woord nie, gaan daai slegte gewoonte vir 'n rukkie wegbly. Maar kort daarna kom hy terug, as Jesus nie intrek geneem het nie. En hy kom 7 keer erger terug as wat hy was. Het jy al ooit in die lewe 'n pad gestap met 'n alkoholist wat relapse? Of 'n dwelmverslaafde wat relapse? Toe ek 'n student was, het ek vir 'n jaar en 'n half by Aurora Alkohol en Dwelmkliniek gewerk. Ken dit? Daar het ek keer op keer gesien, mense gaan verskillende redes soontoe. Partykeer word hulle verplig, partykeer is uit keuse uit. En dan vir 3 weke gaan hulle deur hierdie program. Maar broers en susters, as hulle terugkom by die huis, daai eerste drankie wat hulle vat, ontvlam 7 keer erger as wat dit voor die tyd was, as die hart nie gevul word met Christus nie. Dis wat gebeur in Nehemia. Nehemia maak die tempel skoon. En hy sê vir Eljasib, jy is die een wat moet toesig hou dat dit rein bly. Sorg dat hier niks inkom wat hierdie tempel gaan onrein maak nie. En Nehemia is weg. En wat doen Eljasib? Nehemia is nog nie oor die bult nie. Dan gooi hy al die goed uit die voorkamer uit. Hy maak die hart leeg en hy nooi vir Tobia en hy sê, kom, kuier saam met my. Kom woon hier in die voorkamer van die tempel. En dan gaan dit 7 keer slegter. Die godsdiens verbrokkel. Die offergawes verbrokkel. Die geloofslewe verbrokkel. Geloof hol uit in die lewens van gelowiges. Kinders hou op om die Here te dien. En dan kom Nehemia terug. En dis waarmee ons gaan afsluit vanmôre. Wat daarvan as daar vanmôre 'n Tobia in jou hart is? Of Tobias? As jy worstel met 'n gewoonte vanoggend wat jy weet die Here se hart bedroef, as daar gedagtes in jou hart is wat jy weet die Here se hart bedroef, as daar begeertes in jou hart is wat jy weet die Here se hart bedroef, as daar dinge in jou lewe is, broers en susters, wat jy weet die Here bedroef, as jy in 'n verhouding is waarin jy nie behoort te wees met 'n ander man of 'n ander vrou nie. Let op wat gebeur toe Nehemia terugkom. Het staan daar in vers 7, hy sê, toe ek uitvind wat 'n verkeerde ding Eljasib gedoen het, deur vir Tobia 'n kamer in die voorhof van die tempel te rig, was ek baie kwaad. Raak jy nog kwaad vir die sonde in jou? Nie in ander mense nie. Maak die sonde in jou lewe, wanneer jy snap, maak dit jou nog kwaad. Want dis wat Nehemia doen.
Toe Nehemia snap dat Tobia in die voorkamer bly, in die voorhof bly, verloor hy dit. So kwaad is hy. Of probeer jy die Tobias in jou hart so bietjie beskerm, want ek dink Eljasip sou probeer verduidelik, nee Nehemia, moet hom nie uitgooi nie, hy's welkom, kyk hoeveel geld gee hy vir die kerk, kyk, hy's familie van my. Nehemia word kwaad, want Tobia hoort nie daar nie. Dan gaan hy aan, hy sê, ek was baie kwaad. Ek het al Tobia se huisraad uit die kamer uit weggegooi. Jy weet, hy het nie vir Tobia gesê, weet jy Tobia, ek gee jou 2 maande om uit te trek nie, en dan sal ons inspeksie doen nie. Hy het nie eers dit in bokse gepak nie. Hy het daai tempelwagte gevat, en daai kamer leeggemaak, en al Tobia se goed daar op die sypaadjie uitgegooi, en vir hom gesê, gaan. As jy jou hart skoon maak, kan jy nie 'n enkele spoor van hierdie Tobia in jou lewe oorlaat nie. Nie 'n gedagte nie, nie 'n begeerte nie, maak skoon. Gooi hom uit. En dan sê hy, ek het opdrag gegee dat die kamer gereinig moet word. Nou, ek het nog al 'n stukkie humor hierin gevind. Dis amper asof Nehemia vir Tobia sê, jy's vuil. Jy's vuil, ons het hierdie plek fumigate. Jy bring luise hier in. Maar die reiniging gaan hieroor om weer hierdie voorraadkamer skoon te maak, skoon te was, te reinig, dat die nagedagtenis van Tobia uitgewis word, sodat ek opnuut hierdie voorraadkamer aan God kan wy. Dis wat hierdie reiniging beteken. Dis hoe jy jou hart skoon maak. Ons doen dit met nagmaal, ons doen dit met aanbidding, ons doen dit met lofprysing, waar jy jou hart van binne skoon maak en sê, Here, ek het nie net weggegooi nie, ek het skoon gemaak. En dit kom dikwels wanneer jy bely, wanneer jy erken, is wanneer jy reiniging doen voor God. En dan die 4de ding wat hy doen, daarna het ek die goed wat uit die tempel gebruik is, teruggebring. Eerste, die graanoffers, dankbaarheid, gehoorsaamheid, is wat hy eerste terugbring. Want broers en susters, wanneer ons geloof begin verval, wat is die 2 goed wat ons eerste uitgooi uit ons lewe uit? Wanneer jy begin wegkry van die Here en wanneer hierdie Tobias in jou hart inkom, in die voorraad, wat is die 2 goed wat jy eerste weggooi? Jy gooi die Bybel weg, jy hou op Bybel lees. En die tweede ding is jy hou op bid, jy gooi die wierook uit. Wat doen Nehemia? Hy word kwaad, hy gooi Tobia uit, hy maak skoon en dan bring hy 2 dinge terug. Eerste, graanoffers is dankbaarheid en gehoorsaamheid. En 2, wierook, gebede. Want dis hoe jy jou hart volhou. Dis hoe jy seker maak dat Tobia nie met 7 ander skurke erger as hy self terugkom en weer terugkom in jou hart nie. Jy doen dit deur die woord en deur gebed in jou hart in te bring. En ewe skielik raak die tempel weer 'n plek van aanbidding. 'n Plek van genesing. 'n Plek van veiligheid. 'n Plek wat klop met chocolates vir Jesus. En daarmee wil ek afsluit vanmôre. Ek wil weer die vraag vra. Klop jou hart nog chocolates vir Jesus? Amen. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, wanneer U ons harte vanmôre ondersoek, wil ek vra dat U ons nie sal spaar nie. Dat U eerlik, ja Here, diep in ons harte sal inkyk. Dit wat ons probeer wegsteek, dat U vanmôre daai deur sal oopskop. Help ons dat ons hierdie Tobias in ons hart, wat maak dat ons hart nie vir U kan klop nie, Here, en die chocolates vir U kan klop nie. Dat ons hom kan raak sien, dat ons hulle kan raak sien. En Here, help ons om kwaad te wees daaroor. Kwaad te wees dat ons dit toegelaat het. Kwaad te wees dat ons dit so ver laat gaan het. Maar Here, kwaad te wees dat ons besef
Ons kan iets daaraan doen. Help ons om dit uit ons lewens uit weg te gooi, daardie naaldstring te knip en dit uit ons uit te werp, Here, en niks daarvan oor te los in ons hart nie. Vul ons weer met u woord en gebed. Bring asseblief u liefde en die genade en die teenwoordigheid terug na ons harte toe. Here, ons wil bid, dat ons harte weer kan chocolates klop vir u. Dat ons weer sal warm klop vir u. In Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons sluit vanmôre af met lied 489. Die eerste vers sê, waak Christen staan in die geloof. Dit beteken bewaak jou hart. Wees versigtig met wat jy in jou hart toelaat. En dan vers 3, beoefen die godvrugtigheid. Leef, werk, bemoei jou met jou lewe wat jy toewy aan Christus. Lied 489, vers 1 en vers 3. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.